Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels môre met Johan Borges, die welvaartbestuurder by PSG Wealth Pretoria. Ons praat asem in oor moontlike inflasieskok wat op jou wag. Maar eers iets anders. Goeiemôre Johan. Môre julle, is lekker om weer te wees. Dis wat jy sê, maar ons is bekommerd nou alweer, Johan. Maar kom ons begin eers by die markte. Hierdie afgelope week, wat het op die markte gebeur? Kyk, laasweek was natuurlik bietjie positief geweest. Daar was 'n aankondiging geweest dat daar moontlik 'n skietstilstand gaan kom en almal was weer positief geweest. So die Oliepryse het 'n bietjie herstel. oliepryse het herstel, Amerikaanse mark is so 3% hoër, ons plaaslike mark 2,5% hoër. Die naweek en gister sien ons weer al daai goed is weer verby. So die olieprys styg weer met meer as 6% tot oor die R100. En ons markte is weer negatief. So en dit die is Amerikaanse markte ook? Ja, dit is maar oral wisselvallig nou. So ek dink dit is maar die tendens wat 'n mens nou gaan sien is dat alles fokus maar nou wat gebeur in die oorlog en spesifiek met olie. Ja. En dit gaan die rigting van markte dryf op die kort termyn. Dink julle die wisselvalligheid kan nog lank voortduur? Ek dink so. Ek dink voordat daar nie sekerheid is wat gaan gebeur met olielewering in die wêreld nie, gaan die wisselvalligheid voortduur. Ek dink dit is die groot fokus van alles. En hoekom is dit so belangrik? Want dit dryf inflasie ook. En dit is wat die hele wêreld ophou, is wat gaan met inflasie gebeur? Wat is die inflasieverwagting vir die res van die wêreld? Ja. Jy sien, ons het almal gedink, nee, 3 weke en ons is hierdie verby. Ja. Toe nou nie. Okay, jy praat van inflasie en die oliepryse wat styg en die impak wat dit op inflasie het. Wat is tradisioneel in die verlede daai invloed gewees op inflasie? Ja, so ek dink as mense in die verlede gaan kyk, nog altyd as die olieprys sterk gestyg het, as mense gaan kyk hierso in 2022 wat daar gebeur het, in die begin van Februarie 2022 toe Rusland Oekraïne ingeval het natuurlik, net so links van daai rooi blokkie, sien ons die olieprys het opgeskiet van omtrent $70 af na $120 toe en inflasie het dit gevolg. Amerikaanse inflasie het in daai tyd van omtrent 4% gestyg na 9% toe. So meer as verdubbel in daai tyd. En ek dink die belangrike ding om daar te sien is dat daar 'n baie groot amper 100% korrelasie is tussen oliepryse en inflasiedruk wat volg nie. So 'n mens kan met 'n redelike sekerheid sê dat hoër olieprys gaan inflasie hoër maak nie. Ja. Hoekom dryf 'n hoër olieprys die inflasie op? Okay. So eers moet 'n mens sien daar's aanvanklike direkte skok omdat plaaslik veral is ons petrolprys, dieselprys is 'n redelike komponent van ons inflasiemandjie. So as die olieprys styg, die volgende maand styg die petrolprys, soos ons nou gesien het, dit het 'n impak op die inflasiemandjie. Natuurlik. Maar ek dink die groter probleem is die hoë kostedruk wat deur die ekonomie spoel. Jy weet, so nou styg die petrolprys. Dan begin al die ander goed te styg. So dit is duurder vir die boer om sy produk van die plaas af op die mark te kry, weer vir die verspreider om dit van die mark af in die winkel te kry. So alles styg. Selfs invoere van vervaardigde produkte oor see is duur. Ja, alles styg. Nou kom salarisverhogings volgende jaar Maart weer. So hierdie jaar, aan die begin van die jaar was inflasie baie laag gewees. Almal het verwag inflasie gaan nog meer daal deur die jaar. So ons het relatiewe lae salarisverhogings gekry, nê? Jy weet, want inflasie was hier rondom 3,5%, 3%. So salarisverhogings was laag. Nou styg al die goed. Kom die salarisverhogings volgende jaar, dan gaan al die werknemers ook weer aandring en sê, hoorie, ons moet 'n hoër salaris kry wat inflasie is hoor. Nou moet maatskappye weer hulle pryse opstoot om op te maak vir hierdie deurlopende kostedruk wat hulle ervaar. Hulle moet ook hulle winsmarges handhaaf. So dit is eerstens 'n, kom ons sê, 'n primêre skok, maar dan is daar ook hierdie deurlopende infiltrasie in al die pryse en oral. Jy weet, so ja. So jy sê daar is geen kwessie of geen vraag dat daar wel 'n inflasieskok sal wees nie. Wat is julle verwagting? Ja, definitief. Ja, so ek dink definitief inflasie gaan waarskynlik heelwat hoër wees as wat ons aan die begin van die jaar gedink het.
as 'n mens net 'n eenvoudige tabel gaan doen, jy weet gaan opstel en sê as ons net 1 of 2 maande van 'n redelike inflasieskok kry, iets soos die petrolprysverhoging wat nou deurgekom het, dan kom Eskom se tariefverhogings wat nou gaan inkom ook. En dan vir die res van die jaar kan die inflasie maar, jy weet, redelik, kom ons sê, in plek bly, jy weet, klein verhogings het, maar dan kan ons baie naby weer aan 'n 6 of waarskynlik hoër as 6% inflasie aan die einde van die jaar hê, nee. So dit is die, jy weet, dit is die werklike effek, jy weet, en dit is nie 'n, jy weet, dit is nie 'n ingewikkelde som om te doen nie. Dit is waarskynlik ons voorland, nee. Dis amper dubbel soveel as laas jaar. Ja. Kan inflasie so vinnig daal soos wat hy styg? Weer eens, as daar omgekeerde som wat ons nou gesê het, so petrolpryse, as daar, jy weet, sekerheid is, die olieprys val, dan kan petrolpryse direk weer afkom, so daai verligting gaan daar kom, maar hierdie sekondêre inflasie wat ons van gepraat het, wat so die hele mark geïnfiltreer het, ek meen, dit kan nie gou omgedraai word nie. Ek meen, salarisse kan nie nou weer afwaarts aangepas word nie. Produkte op die rakke kan nie, se pryse gaan nie direk weer afval nie. So dit is baie moeiliker om inflasie weer af te bring. Dit vat 'n baie langer tyd om dit af te bring as wat dit opgaan hê. So dit gaan waarskynlik bietjie langer by ons wees as wat ons gedink het, nee. Okay, nou rentekoerse. Hulle sê altyd rentekoerse en inflasie is gekoppel aan mekaar. Wat kan gebeur met die rentekoers? Okay. So heeltemal anderster as wat ons aan die begin van die jaar gedink het. So aan die begin van die jaar, almal was lekker positief geweest oor alles, lae inflasie plaaslik, wêreldwyd, groot verwagting dat rentekoerse gaan daal, plaaslik en wêreldwyd. Nou het daai situasie omgekeer. Nou gaan ons waarskynlik hoër inflasie, gaan ons waarskynlik 'n rentekoersstygings kry. Want die Reservebank hou dit baie fyn dop, nee. So ek dink enige rentekoersdalings wat ons verwag het aan die begin van die jaar is vir nou van die baan af en waarskynlik 'n rentekoersstygings wat gaan kom as inflasie weghardloop met ons. Soos wat die verwagting is, ja. Hierdie hoër rentekoerse, watter invloed het dit op die markte? Dit definitief markte hou teoreties nie van hoë rentekoerse nie, omdat as 'n mens gaan kyk na die risikovrye koers is nou hoër, so mense kan nou teen hoër koerse, jy weet, risikovrye gaan belê, en dan ook, jy weet, die waardasie van maatskappye, omdat die diskonteringskoers styg, hoe mens toekomstige kontantvloeie waardeer, gaan die waardasievlakke weer afkom. So oor die algemeen is hoë rentekoerse nie noodwendig iets wat 'n mens vir markte wil hê nie. Die belangrikste advies wat jy nou vir 'n kliënt kan gee? Ek dink jy moet bly by jou plan. Ek dink al die goed gaan weer verbygaan ook. Hou maar in jou agterkop wat het gebeur met COVID, wat het gebeur met 9/11 as mens dit so kan sê. Al die goed gaan weer verbygaan, gaan weer normaliseer. As jy 'n goeie plan het, 'n goeie finansiële adviseur het, dan gaan hulle die nodige aanpassings in jou portefeulje maak. So jy moenie radikale skuwe maak op grond van, jy weet, angstigheid wat jy nou beleef nie. Ek dink as jy 'n goeie plan het en 'n goeie adviseur het en dan jy goed kyk, dan moet jy nou maar net rustig wees en hierdie gaan ook verbygaan. Ons weet nou nog nie presies wanneer nie, maar dit sal ook weer verbygaan. Ry die golf tot op die strand toe. Ja. Presies, ja. Ek dink dit is so maklik om daai radikale besluite te neem, want almal wil nou 'n ekstra geldjie maak, want mens luister hierna en mens raak heeltemal 'n bietjie angstig en jy dink, okay, hoe gaan ek deur die maand kom? Wat van my pensioen? Hoe gaan ek op die einde kom? En dan ewe skielik dink jy, wag, ek sien hier 'n skema wat my ekstra geld gaan maak. En ek dink mense is nogals geneig om in hierdie tyd daai tipe besluite te maak. Ja, bly weg van dit. Bly weg van enige, ek dink nou veral van enige kitsresep wat buitengewone opbrengste waarborg of daarstel, ja. Waar kan mense julle kontak as jy meer wil uitvind oor julle fondse? Is baie maklik. Jy weet, kan maar net 'n e-pos stuur na groot@psg.co.za. So maklik is dit. Baie dankie Johan vir jou moeite en tyd vanmôre. Dankie, was lekker geweest. Ja, dis aan Johan Borges, welvaartbestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. PSG Wealth Pretoria Oos help jou om die geheelbeeld te sien. Soos hy gesê het, vir meer inligting, stuur gerus 'n e-pos na groot@psg.co.za. Gafeleerders van die PSG Financial Services Groep, 'n gelisensieerde beheerende maatskappy en gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Ons is nou terug en dan is dit tyd vir die nuus en die weer.